Ai, goeiedag, dis Desmond Berry weer hier op Encounters. Hy is ingeskakel op Kruiskyk TV. En ons is elke donderdag om 9 uur as ons saam met jou en elke Vrydag 11:30 as herhaling van hierdie program. Ek is so bly jy is vanoggend of vandag ingeskakel. Ons gaan onmiddellik na die woord van die Here toe en vandag se boodskap. Ek het laasweek gepraat oor soos in die dae van Noag. En ek het ook genoem dat ons gaan praat oor kos. nie regte kos nie, ons gaan praat oor geestelike kos. En ek noem graag my titel Food at the Proper Time. Okay, so, nou ek wil eers begin deur te sê dat omtrent, het was 'n hele paar jaar gelede, het ek 'n droom en ek het geweet, daai is 'n boodskap van die Here, maar ek droom, ek is in hierdie sekere vertrek, as 'n plek wat ek is, ek weet ek het met mense gesit, ek weet nie wie hulle is nie, maar by 'n tafel, en iemand kom uit die hoek uit, en die persoon kom haal my. Ek weet nie wie die persoon is, al wat ek weet is die persoon het gekom vir my, en hierdie persoon vat my, of ons stap, en ek gaan saam met hom, en ons uit by hierdie vertrek, en toe ons, voor ons uitgaan, kom ons by 'n deur, en toe ons uitgaan by die deur, toe skielik is ons op 'n seewal, of soos jy weet, by die strand, by die beach, staan ek op 'n hoë wal, en ek sien die see. En hierdie man praat niks, ek weet vandag, dit was 'n engel van die Here, wat my hierdie visioen gewys het, en vir my die boodskap gegee het. Maar terwyl ons staan, kyk ek so oor, en ek sien in die see, is daar mense, maar wat ek sien is dat die mense is besig om te verdrink. Ek kan sien hoe hulle spartel en die stroom van die see, van die water. Dis 'n see, maar dit lyk ook soos 'n rivier, 'n groot rivier, maar die stroom is soos die van 'n see. En terwyl ek hierdie verskynsel sien, vra ek vir hierdie man, terwyl ek kyk, ek sê vir hom, wat kan ons doen om hulle te red? En ek word wakker. En ek weet daai dag, daai oggend of aand, weet ek dat die Here met my iets wil deel. En ek vra die Here, wat beteken dit? En dit kan ook miskien 'n jaar plus na dit wees. En die Here antwoord my. En hy sê vir my, bring die mense tot die kennis van die waarheid. Nou ons praat vandag oor food at the proper time. En daar's 'n skrif wat ek graag met u wil deel rondom food at the proper time, maar ek gaan dit weer na u toe bring. Maar kom ons kyk gou net vir 'n oomblik, as ons kyk na die see, nou die see is 'n plek waar water bymekaar kom. Jy sien, daar's verskillende waters wat in die see inloop. En die see praat ook van die wêreld, right? Maar dit praat ook oor die religious wêreld, die godsdienstige wêreld. En ek gaan vir julle verduidelik waantoe ons op pad is met hierdie woord. En dan sien ons ook dat as jy kyk na die see, is nie die plek waar mense kan inwoon nie. Jy sien, want dit is in elk geval soutwater, kan 'n mens nie van lewe nie. So, nou gaan kyk ons na water. Hoor gou net wat sê Johannes 3 vers 5. Jesus antwoord, en hy praat nou met Nicodemus, terwyl Nicodemus na hom toe gekom het, en vir hom vrae gevra het. En hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou water is simbolies van die woord. As ons kyk na water, dan sien ons water reinig jou. Water gee lewe, water maak skoon. So water spreek van die woord van God. Dit is simbolies vir die woord van God. En as 'n mens nie uit die woord en uit gees gebore is, en sê Jesus aan Nicodemus, maar ook aan ons vandag, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. En so, as ons nou al hierdie goed by mekaar vat, en ons sit dit by mekaar, dan sien ek dat die baie waters
wat eintlik as 'n versameling is van waters wat die see uitmaak, stel voor verskillende leringe, verskillende leerstellings van God. Jy sien, dit praat ook van die leringe van mense. En baie van hierdie goed is gemeng met die leuen van Satan. Daarom het Jesus vir sy disippels gesê, hy sê, ek gaan julle vissers van mense maak. In ander woorde, mense wat na God toe gebring gaan word. Vissers van mense, met beteken die mens wat die vis is. En waar woon vis? Vis woon in die see. Jy sien, en daar's 'n gelykenis wat Jesus ook van praat, waar die nette ingegooi word. En die vis word by mekaar ingetrek en dan word het uitsorteer. Maar ons gaan later daaroor praat. So, ek wil jy moet verstaan, familie, dat ons praat nou hier oor food at the proper time. Ons het laasweek gehoor dat die ding wat gebeur het in die tyd van Noag, is dat hoekom het, nadat daar 8 mense, soos die skrif sê, gered was in die tyd van Noag, hoe is het dat die res van die generasie verlore gegaan het? Die antwoord is duidelik, soos in die tyd van Adam en Eva, dat hulle die verkeerde kos het hulle geëet. They consumed the wrong food. En so nou dieselfde wat gebeur as in ons tyd, familie, dat daar is verskillende leringe, daar is verskillende leerstellings. En terwyl ek sien in hierdie gesig, hierdie visioen wat die Here my wys, en ek sien hoe mense verlore gaan in hierdie see, as dit duidelik dat die Here sê, dat mense moet kom tot die kennis van die waarheid, dat mense moet gered word van die leuen, mense moet gered word van dit wat sy ondergang gaan beteken. Ek kyk na die lewe van Saul op die pad na Damaskus. Ons weet, voordat Saul tot inkeer gekom het Saulus oral gegaan, en hy het briewe gekry van die autoriteit, van die hoëpriesters, om die kerk van God, die gelowiges, oor te lewer aan die dood. En wat so vreemd en tragies was, is dat hierdie Saulus, wat die gelowiges oorgelewer aan die dood, het gedink dat hy aan God 'n guns doen. Jy sien, baie kere kan jy sien, familie, wat onkunde maak. Jy sien, Saulus was op 'n dwaalpad. Saulus het 'n verkeerde leer gehad. Saulus was op pad na die verderf. Jy sien, en ons kyk na die godsdienstige godsdienstige mense van Jesus se tyd. Dat omdat hulle onkundig was, omdat hulle nie die kos op die regte tyd gehad het nie. Onthou toe Jesus op die spel kom, het hierdie mense vasgehou aan die wet, hulle het vasgehou aan die leer van Moses, en hulle het nie onderskei dat die een wat hulle moes red, het nou verskyn nie. Maar hulle harte was om hom dood te maak, en hulle het gedoen. Onkunde. Jy sien, familie, hierdie generasie van wat Jesus hom in bevind het, they were stuck in the law. Hulle was so vasgebrand in hulle eie sieninge. Jesus sê op 'n stadium vir die Fariseërs en die Sadduseërs, hy sê, julle oorleweringe het die woord van God oneffektief in hulle lewe gemaak. Met ander woorde, God se woord kan geen impak maak in julle lewe nie. As gevolg van die godsdienst, as gevolg van die tradisie. Ek wil vandag sê, familie, dat 'n mens jy kan so sinseer is met jou oorlewering, jy kan so sinseer wees met tradisie, but you can be sincerely wrong. Ek sê, en is ongelukkig dat wanneer ons verkeerd is, ongelukkig dat wanneer ons aan 'n verkeerde ding vashou, dat dit ons se ondergang kan betref. Jy kan verkeerd wees, you can be sincerely wrong. As kyk vandag net na die verbond, nadat die Here met Noag 'n verbond gesluit het om sy mense te red. En as ons kyk by verbondfamilie in die antieke tyd, dan sien ons brood en wyn was deel van die sluiting van 'n verbond. En nou kom Jesus by hierdie mense van sy tyd,
om sy mense te red, die Jode. En hy konfronteer hulle in Johannes 6, hy sê, julle vaders het die man in die woestyn geëet en het gesterwe. Hy sê, maar ek, die brood van die lewe, ek het nou gekom om julle te red. Kan jy sien, familie, dat tradisie en oorlewering, godsdiens, kan vir jou kos word. Dit kan die ding wees, dit kan die goed wees, waaraan jou lewe van afhang. En so baie van ons, dat wanneer ek het my mind opgemaak, niemand roer aan my nie, niemand vertel my niks nie, dit is hoe ek het ontvang het, dit is hoe ek het sal hou, dan is ons nie oop om te groei nie. Dieselfde wat gebeur het in die tyd van Noag. Mense het aangegaan, mense het geglo wat hulle geglo het, mense het vastgehou aan wat hulle vastgehou het, maar God het in die geslag, het God 'n man opgerig met die naam van Noag, want God het geweet, na die val, het die mens vervreemd geraak van sy God. Hoe word die mens vervreemd van die Here, as wanneer jy verkeerde leringe het, as wanneer jy verkeerde leerstellinge aanhang, as wanneer die leringe van mense meer word as die gebod van God. En dis wat gebeur het met die tradisionele en die godsdienstige mense van Jesus se tyd, dat hulle tradisies, hulle oorleweringe het gemaak dat God se woord niks vir hulle beteken nie. They have made the word of God ineffective in their lives. Nie dat God se woord kragteloos is nie, maar die tradisies wat hulle kos geword het, it was not the food at the proper time. You see, sometimes we can cling onto food, ons kan ons kos eet, wat nie vir die tyd is nie. Die tyd wat Jesus gekom het, dit was die tyd waar die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele nou verkondig word. Nou het die volheid gekom, sodat mense in die naam en deur die naam van Jesus gered moet word. Maar hier is hierdie godsdienstige mense, and they cling onto the food of Moses, that it was not the food at the proper time. En dit is waar die mens verkeerd gegaan het. En dit is waar die mens vandag nog verkeerd gaan. Want dit kom by die ware spys. En as ek praat van die spys, dan praat ek van die woord van God. Op 'n stadium sê Jesus vir die mense, hy sê, julle moet my vlees eet en my bloed drink. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Die einste volgelinge van Jesus het offense gevat, because they could not get to the place where they consume the food of Christ, the revelation of who Jesus was. Nou, ek wil gewoon net 'n voorbeeld maak, familie. Jy sien, hoe weet ek en jy, wanneer melk suur is, as jy net die boksie sien? Kom ek sê, jy het miskien ook nie, jy het nog eens die boksie oopgemaak nie. Hoe weet jy dat melk suur is? Jy kan dalk ruik, maar kom ons vat gou hierdie scenario. Ek wil nog 'n vraag vra. Hoe weet jy as melk suur is, as jy nog nie vars melk gedrink het nie? Hoe gaan jy weet? Jy sien, hoe gaan jy weet dat melk suur is, as jy nog nie vars melk geruik het nie? Met ander woorde, dis onmoontlik. Wat ek daardeur wil sê is dat daar moet 'n standaard wees. As ek wil weet dat melk suur is, vir my om te weet dat melk suur is, moet beteken dat ek moes al vars melk gedrink het. As ek wil weet dat melk suur ruik, moet dit beteken dat op 'n stadium het ek al vars melk geruik. Maar as ek nog nooit vars melk geruik of geproe het nie, hoe sal ek weet dat hierdie melk suur is? Ek sê, ek wil hier by 'n punt vandag bring. Hoe gaan jy weet dat die woord wat jy kry, is die geopenbaarde woord? Hoe gaan jy weet, it is the revealed word? Of kom ek sê liewer so, hoe gaan jy weet dat die woord wat jy kry is vals, as jy nog nie die ware woord gekry het nie?
Hoe gaan ek kan onderskei dat dit wat nou hier deurkom as die oorlewering van mense, of die tradisies van mense, of die leerstelling van mense, as jy nog nie die ware woord van God ontvang het nie. Familie, jy sien, ek wil jy vandag uitdaag, ek en jy moet by 'n plek kom, waar ons die geopenbaarde woord van God moet kry. Die geopenbaarde woord van God is die standaard vir ons se lewe. Net soos vars melk die standaard is, om te weet dat die melk suur is, so moet ek die geopenbaarde woord kry, wat die standaard is. So as daar valsheid kom, as daar religion kom, as daar oorleweringe van mense kom, as daar leerstellings van mense is, dan sal ek weet, want ek het die geopenbaarde woord van God. Jy sien, wat ek en jy, wat eet ons? As daar 'n saying in die wêreld of 'n gesegde wat sê, you are what you eat. En dis die waarheid. Ek en jy is wat ons eet, dis letterlik net so. En dieselfde is met die woord van God. Toe Adam en Eva eet van die boom, waarvan God hulle gewaarsku het, toe sterf hulle. When I eat the wrong food spiritually, it can affect my relationship with God. It can affect my progress, my maturity in the spirit. En daarom ek en jy kom, ek en jy moet regtig gaan sit, familie. En ons gaan van volgende week gaan ons bietjie verder gaan. Want die Here, daar's 'n wekroep. Ek ervaar in my gees, daar's 'n wekroep. Hoekom? Want daar's baie dinge wat gebeur in ons tyd. Soos in die dae van Noag. So sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Ek en jy moet die woord van God kry. Nie net die woord, nie net die Bybel lees nie, but it must be the revealed word of God. Het moet die geopenbaarde woord van God is. Psalm, David sê op 'n stadium, hy sê, die opening van u woord bring lig. Jy sien, in hierdie opening van die woord wat lig bring, dit moet die standaard wees vir ek en jou se lewe. Dit is die woord wat ek en jy nou, it is the food at the proper time. Dis die kos, dit is die geestelike kos, wat ek en jou die lewe gee. Het beteken wat betekenis bring in jou en my lewe. It bring purpose into our lives. Die geopende woord. En so familie, ek wil vandag by die afsluit, ek wil iemand uitdaag. En soos ek sê, ons gaan volgende week gaan ons 'n bietjie verder praat oor hierdie woord van die Here. Ek sien daar so uit. Jy sien van ons ek glo as God se woord jou nie challenge nie, dan is dit nie God se woord nie. Toe Jesus sê, julle moet my vlees eet en my bloed drink, they were challenged. The only problem was, they took offense en let ophou Jesus gevolg. Dit is die enigste probleem. Maar die punt wat ek wil maak, dat God se woord moet ek en jou uitdag. Dit sal ons uitdag. Hoekom? Omdat ons in hierdie fisiese liggaam is en omdat ons omring is met so baie dinge. Het sal jou uitdag. Maar as ek en jy regtig waar liefhebbers van God is, as ons verbondsmense is, familie, dan gaan ons deur die uitdaging, maar ons staan vas en ons vat wat Jesus het. Petrus het terwyl Jesus vra, Here, die Here vra vir hulle, wil julle ook nie mag gaan nie? Petrus sê, Here, waartoe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. It means, Lord, you have given meaning to our lives. Ons was maar gewone vissermanne. Ja, ons het 'n vissersbesigheid gehad, maar het vir ons iets gewys meer as dit, dat daar is meer aan die lewe as wat ek tans of currently doen. En so is dit met die woorde van Jesus Christus, dat dit gee betekenis in jou lewe, dit bring betekenis in jou lewe, it gives you a sense of purpose, dit gee jou doel in die lewe. Die woorde van Jesus Christus. The food at the proper time. Ons kan nie nog vashou aan die kos van Moses nie. Die kos van Moses was vir 'n sekere tyd. Die kos van Abraham was vir 'n sekere tyd. Die kos van die profete van ouds was vir 'n sekere tyd.
Now we have the food, the flesh of Jesus. Jesus, the word of God, who was manifest in the flesh. Hy is nou die kos wat ons nodig het. Hy sê, ek is die brood, die ware brood wat uit die hemel neergedaal het. Actually wat Jesus sê, I am the food at the proper time. Ek het op die regte tyd gekom, sodat wanneer die mens my aanneem, sal hy die lewe het. Hy sê, iemand wat van hierdie brood eet, sal nooit weer honger het nie. Hy sal nooit weer honger kry nie. Hy sal versadig word tot in die ewige lewe. The food at the proper time. Halleluja. So ek en jy moet vandag met die plek kom, familie, waar ons nie meer stuck is in die tradition en religion nie, maar by die plek waar ons weet, dat ons waar Jesus wil hê ons moet wees. Ek is so bly vanoggend of vandag, dat jy saam ingeskakel was, op hierdie uitsending van Encounters. Ek glo dat iemand se hart is opnuuts weer aangeraak deur die woord van die Here. En ek wil jou vandag uitdaag, soos ek gesê het, kom ons maak seker, dat ons eet nie oorgestaande kos nie, halleluja. Ek kan nie meer die kos van Moses eet nie. Dit gaan nie vir my werk nie, dit is nie vir hierdie dispensasie nie. Ek moet seker maak, ek is in die nuwe verbond. Die nuwe verbond as die kos wat ons nou nodig het. It's the food at the proper time. En ek weet dat jy's geseën, volgende week familie, weer hier, volgende donderdag om 9 uur, maak ons weer so. Ek sien baie uit, die Here is besig met 'n groot ding in ons tyd. Ons verwag dat herlewing oral moet uitbreek. En weet jy hoe gaan die herlewing kom? Dit gaan kom deur die woord van God. Dit gaan kom deur die geopende woord van God. Halleluja, op geen ander manier nie. Die woord van God is hy wat gestuur was, die brood van die lewe. Maar tot volgende week, wees geseënd in Jesus naam. Amen.